Goeiemôre, ek vertrou dat met jou goed gaan en dat jy die guns en die seën van die Here geniet in hierdie dag. Ag, mag jy bewus wees van sy alomteenwoordigheid. Mag sy liefde jou dra en mag jy sy guns op 'n bonatuurlike wyse geniet. Ek lees die volgende: 'n biljoenêr sterf en die vraag word gevra, hoeveel het hy nagelaat? Waarop die mense antwoord, elke sent. Vriend, ek en jy kan niks met ons saamneem nie. Die dag wanneer ons die asem hier op aarde uitblaas, bly alles agter. En die vraag is, hoe lyk ons nalatenskap? Ek wil graag vanmôre so 'n bietjie met u gesels rondom hierdie bekende gedagte, gee en vir julle sal gegee word. Ons lees daarvan in Lukas 6 vers 38. Maar voordat ek dit aan u voorhou, wil ek sommer net uit my hart uit vir elkeen van u sê, baie dankie. Dankie vir julle getrouheid, julle omgee, julle bydra tot die werk van die Here. Jy mag dalk dink dat jou bydra klein is, maar weet jy, in God se hand word selfs die kleinste saad 'n groot oes. Jou getrouheid dra by tot die uitbouing en instandhouding van God se koninkryk. Nou, Jesus roep ons vandag met 'n paar eenvoudige woorde. Hy sê, gee en vir julle sal gegee word. Kan ons stil staan by so 'n paar gedagtes? 1. Waarom moet ek gee? 2. Hoe moet ek gee? 3. Met watter gesindheid moet ek gee? 4. Wat is die beloning wanneer ek gee? En gaan hierdie gedeelte slegs oor finansies? In Lukas 6:38 vind ek 'n paar gedagtes wat ek dan graag met u wil deel. Ware voorsiening lê aan die ander kant van vertroue en gee. Waarom moet ek gee? Ek gee omdat God eerstens gegee het. God is die oorspronklike gewer. Johannes 3:16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Kan ek vir 'n oombliekie hier stop? God gee omdat hy lief het. Kom ons lees verder. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Ek wil dit so stel. God het gegee, en deurdat hy gegee het, is mense se lewens aangeraak. Ja, God kom gee in liefde aan u en aan my. Daarom wil ek vir u sê, ons gee nie om God te beïndruk nie, maar ons wil graag sy hart weerspieël, omdat hy vir ons die voorbeeld gestel het, wil ons gee uit liefde. En ek weet dat wanneer u gee teenoor God se werk, dan gee u juis met hierdie gesindheid van liefde. U sien, gee maak my los van selfsug. Gee sny die tou af wat my hart vasmaak aan my eie behoeftes en vrese. Dit breek gierigheid se hou vas. Ja, dit maak my los van die eie ek. Gee is deel van disippelskap. Jesus sê, waar jou skat is, daar sal ook jou hart wees. Vriend, deur te gee, staan ek in 'n verhouding met God. Dit rig my hart. Dit rig my hart na die woord van die Here. Ek kyk na God se woord
En ek ontdek dat dit is deur te gee dat ek ontvang. Hoe moet ek gee? Ek gee vrywillig. Laat elkeen gee soos hy hom voorneem in sy hart, sê Paulus in 2 Korinte 9 vers 7. Ek gee nie uit skuldgevoel of uit dwang nie. Nee, God het 'n blymoedige gewer lief. Ek gee in gehoorsaamheid. En weet jy, soms vra God dat jy gee wanneer dit nie so maklik is nie. Dis juist dan wanneer ons geloof getoets word. Gee getrou en konsekwent. Nie net eenmalig wanneer jy dalk emosioneel is nie, maar deur te gee behoort vir u en vir my 'n leefstyl te wees. 'n Lewenswyse waarna ek ontdek dat wanneer ek gee, God se seën daaraan verbonde is. Watter gesindheid moet ek hê wanneer ek gee? Ek gee met blydskap. Hoekom? Want God het 'n blymoedige gewer lief. Ek gee met 'n hart wat sê, dankie Here dat ek kan gee. Dit wat ek het ek van u ontvang. Ek gee met nederigheid. Nie om raak gesien te word of om 'n applous te ontvang nie. Want u sien, wanneer dit my gesindheid is, dan het ek my beloning reeds weg. Nee, ek gee uit liefde en uit dankbaarheid vir dit wat God vir my gedoen het. Ek gee met dankbaarheid. Alles wat ek het ek immers uit God se hand ontvang. Ek gee omdat ek geseënd is, nie omdat ek geseën wil word nie. Wat is die beloning van gee? Jesus sê in Lukas 6:38, gee en aan julle sal gegee word, 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopends is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Ja, God gee oorvloedig, maar anders as wat die wêreld dink, is dit nie 'n ruiltransaksie nie. God is nie 'n hemelse ATM nie, maar hy eer geloof. Hy eer wanneer ons getrou is. Hy sien raak wanneer ons met blymoedigheid gee. God se beloning sluit in geestelike rykdom. Ek ondervind sy vreugde en vrede. Ek vervind vervulling in my lewe. Daar is 'n sagte gees, 'n diepere verhouding met hom. Dit bring 'n geestelike oes. Wanneer ek saai, oes ek. Dit is 'n koninkryksbeginsel. Maar soms lyk ons oes so 'n bietjie anders. Dit lê opgesluit in die herstel van verhoudings, deure wat vir ons oopgaan, onverwagte hulp, goddelike voorsiening op die regte tyd. Gaan gee net oor finansies? Nee, ek glo dit sluit baie meer in as dit. Dit sluit in jou tyd, om moontlik by iemand te sit en te luister, te help, om jou talente beskikbaar te stel, wat jy kan doen. God gebruik dit. Jou gebed. Een van die kragtigste forme van gee. Jou liefde, jou omgee, jou gasvryheid, jou bemoediging, hande wat dien, jou finansies. Ja, ook dit. Want dit wys wie jou voorsiener is. Gee is nie 'n transaksie nie. Dit is 'n posisie van die hart. Ek gee uit dankbaarheid, want dit wat ek het ek van God ontvang. Ek sluit af. Gee en vir julle sal gegee word. Dit behoort 'n lewenswyse te wees. Mag dit nie net woorde wees nie, maar 'n leefstyl, 'n geloofsritme wat God eer en wat mense se lewens kan verander. Opnuut wil ek vir jou sê, meneer, mevrou, dankie. Dankie dat jou hand oop is vir die werk van die Here.
Dat jy God se werk nie net finansiëel ondersteun nie, maar dat jy gee met 'n hart van dankbaarheid jou tyd, ja, jou alles. Immers, God het aan ons getoon in liefde wat dit is om te gee. Mag u en ek dan ook hierdie gesindheid openbaar, om te alle tye te gee, uit dankbaarheid, met 'n hart van liefde, nie uit dwang nie, nee. God het 'n blymoedige gewer lief. Mag God se seën en guns op jou lewe rus. Amen.